As die winter in volle krag toeslaan, dan maak ons seker, ons het of 'n warm kombers, 'n warmwatersak, genoeg komberse, 'n verwarmer en 'n hele paar ander dinge om die winterkoue weg te veg. Maar, wat gebeur as die winterkoue van die lewe op ons siele toesak? Marla Paul is 'n baie gewilde rubriekskrywer in die Chicago Tribune. 'n Paar jaar gelede het sy na 'n kolom die volgende geskryf: I am lonely. This loneliness saddens me, she wrote. How did it happen I could be 42 years old and not have any friends? Die reaksie op hierdie skrywe van haar was absoluut oorweldigend. 7 maal meer as die reaksie wat sy normaalweg op enige van haar ander skrywes gekry het. Dit was vir haar so interessant dat sy begin het om te kyk wat navorsing sê oor alleenheid. Een van die navorsingsstukke waarop sy afgekom het, het bevind dat 60% van alle vroue beleef dat hulle alleen is en dat hulle nie 'n regte, egte hartsvriendin het met wie hulle diepste geheime kan deel nie. Nou as jy dink dit is erg, dan moet jy hoor wat sê hulle van die manne. Jy weet mos, ons manne is grootgemaak met hierdie ding van ons moet die lewe kan hanteer en ons moet ons ding kan doen. Hulle het bevind dat 90% van alle mans nie 'n ware vriend het nie. Met ware vriend word daar dan nou nie bedoel daardie manne waarmee ons saam om die braaivleis vuurkuier en die rugby van die afgelope naweek bespreek nie. Nee, 'n hartevriend is daardie een met wie jy jou hart se diepste bekommernisse kan deel, selfs daardie dinge wat jy te bang is om met jou vrou te deel. Alleenheid is die melaatsheid van ons moderne samelewing, want niemand mag weet dat jy alleen bloei nie. Jan Venier, die stigter van die baie bekende Laak gemeenskap, het die volgende gesê. Hy het gesê, we all carry our own deep wound, which is the wound of our loneliness. We find it hard to be alone, and we try to flee from this in hyperactivity through television and in a million other ways. En Albert Schweitzer het gesê, we are all so much together, but we are all dying of loneliness. God het die mens gemaak, soos wat ons al vir mekaar gesê het, om in verbintenis, connectedness met God te leef. En daarmee saam het die mens ook gemaak as sy helper, sy verteenwoordiger, om te kan achieve, om saam met God te kan doen, te regeer oor dit wat hy gemaak het. Vandat die mens in sonde geval het, tot die samelewing waarin ons vandag lewe, gaan die mens se lewe hoofsaaklik net om een ding, en dit is achievement. Jy moet presteer, jy moet jou ding kan doen, jy moet goed genoeg wees. En ongelukkig het ons in ons soeke en ons jaag na achievement al hoe meer disconnected geraak, het ons al hoe meer ons harte en ons hartsvrinne verloor. Hoekom? Want aan die een kant is ons te bang om ons harte vir mense te gee en te wys, uit vrees daarvoor dat hulle ons dalk gaan skeef aankyk en dat ons dalk hulle vriendskap kan verloor. Aan die ander kant besef ons nie hoe belangrik dit is om connected te wees nie. En daarom maak ons nie tyd daarvoor nie, want dit bring nie geld in nie. In 1 Korintiërs 12 vers 26 tot 28 sê Paulus die volgende: As een lid ly, ly al die lede saam, en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Julle is die liggaam van Christus, en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. Papa, Vader, ek, die persoon wat luister, dalk die persoon langs hom, is dalk eensaam en alleen. Ons wil U vertrou om vir ons te wys waar is die alleen mense en te begin uitreik na hulle, om sodoende dan ook te ervaar hoe U deur hulle ook ons alleenheid kom verbreek. Hier is ek, Here, gebruik my en wys vir my.